Gemeente, goeiemôre. Hartlik welkom vanoggend by die erediens, so die begin van ons Pinksterreeks. Mag dit vir u 'n uiters geseënde tyd wees. Mag u op 'n plek kom in die lewe waar u ontvang. Waar u met 'n ontvanklike hart net die Here deur sy Gees op 'n baie spesiale manier ervaar. Ons het eintlik maar donderdag begin met Hemelvaart, waar Koenie vir ons bedien het met die woord, en nou begin ons met die reeks, en die reeks daag ons uit om te droom, waar ons ervaar dat die Heilige Gees ons bemagtig, God self nie net by ons was en is nie, maar nou ook selfs in ons is. Wat 'n wonderlike realiteit. Wat 'n wonderlike stuk waarheid, iets wat vir ons die waagmoed dan nou gee om te droom. Vanoggend ook net 'n spesiale woord van welkom aan Promesie Musica wat vir ons vanoggend kom bedien, en mag ons hoor die woorde wat hulle sing, mag dit ons harte raak, mag dit deel wees van ons belydenis, dit wat ons self in gebed voor die Here kom lê vir hierdie tyd, en waar ons nuwe perspektief kry op ons lewens, op ons realiteit, op ons uitdagings, op ons geleenthede, en net ons eie verstaan van wie ons is. Ons diepste identiteit. Gemeente, ek steek vanoggend vir ons die Christuskers aan, en wanneer ons die kers sien brand, wanneer ons die vlammetjies sien, raak ons bewus van die Heilige Gees. God self, wat hier by ons teenwoordig is. Daarom, gemeente, genade, vrede en liefde van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, hierdie hartklop ontvang, net 'n paar dingetjies wat ek wil uitlig, en ook baie dankie sê vir die dames wat deel gevorm het van gisteroggend. Ek hoor dit was 'n verskriklike groot sukses. Baie dankie vir almal wat gehelp het. Ons is trots op julle, ons is opgewonde, en ook net dit wat die getuienis daarvan. Nie dat dit gaan oor ons kerk nie, maar dat mense iets kon ervaar wat spesiaal is, in samesyn en saam wees, en net lekker lag, en daai tyd saam kon beleef het. As daar enige kindertjies is, wat nog hierso is, tot en met graad 6, voorskool tot en met graad 6, ons het 'n spesiale kinderpinkster, wat bo in die kapel is, 2 tot 5 jariges, hulle gaan dan nou na die tyd afbeweeg na Tannie Jolandi toe, wat hulle dan nou gaan bedien in die ark, in die ons teater daaronder, en die res van die kinders gaan bo bly by die kapel. So, as hulle nog nie daar is nie, met ons eerste lied wat ons gaan sing, of selfs met die dankoffers, is julle meer as welkom om hulle soontoe te stuur of hulle soontoe te vat. Die kapel is net daarbo. Ons gaan vir hulle daar bedien en bietjie saam spring en speel. Baie dankie Koenie vir die werk en die span wat julle daarbo ook doen. Gemeente, agter op die hartklop, u kan die hartklop lees, indien jy dit nie nou ontvang het of op ons kommunikasiegroepe is nie, wil ons asseblief vir u uitnooi om vir ons net die nommer te gee of te kom aanmeld by die gemeente. Alles wat in die gemeente gebeur, kommunikeer ons op ons kommunikasiegroepe. Net ietsie wat ek onder julle aandag wil bring, op die laaste bladsy van die hartklop sal julle sien dat ek 4 besprekingsvrae neergeskryf het. En ek wil vir u vra om deur die verloop van hierdie week stil te staan by hierdie vrae. Om te kyk daarna, om 'n bietjie, soos dit ons sê, te debrief oor dit, soos wat u reis deur hierdie week,
met die persoonlike geloof, met u geloof as individu, maar ook saam as ons as gemeente, want ons het aan die einde van ons Pinksterreeks, dit is nou Woensdag aand en Donderdagoggend, het ons 'n tipe van ek wil dit nie noem 'n meditatiewe byeenkoms nie, maar 'n dinkgeleentheid, waar ek vir u gaan uitnooi om saam met 'n geliefde te kom, of iemand in die familie, of net 'n vriend, en dan gaan ons aan die einde van die aand se saam wees, 'n bietjie praat oor hierdie vraag. 2233 of selfs net by jouself, ek gaan dit opgooi teen die skerm, en dan gaan ons self ons ervaring verwoord. Ons gaan ook nie dink, ons is mal as dit alleen is en jy met jouself praat nie, solank jy net nie terugpraat met jouself nie. So, dit is wat ons dan nou gaan doen die laaste dag. Ons begin vanaand met ons aanddienste van Pinkster, wat 6:30 is, en vanaand se geleentheid gaan môreoggend herhaal word. En dan nou weer môre aand sin gaan Dinsdagoggend herhaal word. Dinsdag aand, Woensdagoggend, en dan nou Woensdag aand, die laaste ene gaan Donderdagoggend wees, waar ons oor Pinkster 'n bietjie saam gaan nadink. Daar gaan ook sop in die aande wees, en hoe ver my kennis strek is daar spesiale patats die laaste aand ook, wat ons saam gaan geniet. So, jy is meer as welkom om te kom, stil te raak, te beleef, net asem te haal en in te neem, te ervaar hoe die Heilige Gees u kom bedien. Gemeente, soos dat ons nou rustig raak en tot verhaal kom, het ons geleentheid om die Here te dien met ons dankoffers. Baie dankie, eredienswerkers. Gemeente, voordat ek vir ons 'n fotum voorlees uit Psalms, wil ek net vir u sê hoe die verloop nou gaan werk. Ons gaan na die fotum staan vir 'n liedjie, terwyl Pro Musica na vore kom. Dan gaan ons sitplekke inneem, en ons gaan bedien word deur Pro Musica. Ons wil vra dat julle nie gedurende die bediening hande klap nie. Ek gaan nou nie vir julle sê julle mag nie aan die einde hande klap nie. Ek het net gehoor en ek prys die Here vir hulle en hulle gawe. Maar net ek wil net vir julle vra om nie tussen die liedere hande te klap nie, en saam met hulle net te ervaar hoe die Here hier teenwoordig is. Dan gaan ons bly sit vir 2 liedere na Pro Musica reeds gaan sit het. So daar gaan 'n lied gesing word. Gaan miskien 'n bietjie chaos wees, maar bly net sit. Hou net daai instelling waar ons dan Gees van Waarheid en Laat die Waters saam gaan sing. So dit is na Pro Musica vir ons bedien net met die 3 liedere. As fotum lees ek vir ons Psalm 100. Juig tot eer van die Here, almal op aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom met 'n gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dank hom, prys sy naam. Want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Kom ons staan en prys die Here.
Here, vanoggend kom ons na U toe en ons het nie woorde nie. Here, ons is oorweldig met U goedheid. En ons word ook dan met Pinkster nou spesifiek bewus van U teenwoordigheid deur die Gees. Ons vra Here dat U vir ons ontvanklike harte sal gee, dat U die woord sal oopbreek vir ons, dat ons deur die Gees geïnspireerd sal word, en dat ons as getransformeerdes hier sal uitgaan. Mense wat U strome van seën uitdra in 'n wêreld wat so dors is. Seën asseblief ons tyd saam, so ook die res van die week in Jesus naam. Amen. Dankie. Kan hy nie werk nie? Geliefde, stel jouself voor 'n boer. Sien die boer voor jou, miskien ken jy 'n boer, of is jy vriende met boere, of dalk boer jy self, maar sien voor jou 'n boer wat staan in sy land. Is net so, voor die sonnetjie sy kop uitsteek, hy staan dalk met 'n koppie koffie, en alles is vir 'n oomblik net stil. Daar is so iets heiligs aan daardie tyd van die dag. Daardie oomblik voordat alles begin beweeg. In sy hand het hy 'n stok en voor hom kyk hy na die land wat hy al vir maande lank bewerk. Hy kyk so oor sy land en hy droom. Hy sien nie wat daar alreeds is nie, maar wat die potensiaal is. Hy sien die oes wat miskien nog nie sigbaar is nie, skure wat nog leeg staan, maar wat binnekort gaan vol wees. Hy sien voorspoed, lewe, vrugbaarheid. En hy werk daarvoor. Hy spit die grond, hy plant die saad, hy doen alles in sy vermoë. Alles wat vir hom menslik moontlik is. Hy hou niks terug nie. Maar dan gebeur daar iets wat hy nie kon voorspel nie. Daar kom 'n seisoen wat hy nie beplan het nie. Iets wat hy nie kan beheer nie. Nie droogte alleen nie. Nie net 'n jaar of 2 van moeilik leef nie. Springkane. Nie 1 of 2 springkane nie, maar 'n swerm wat alles kom oorneem. Wat begin het as 'n klein probleem, word 'n alles oorweldigende werklikheid. Wat vandag nog daar was, is môre kaal. En binne 'n baie kort tydjie is alles weg. Nie beskadig nie, nie gedeeltelik kaal gevreet nie, net weg. Die groen weivelde, dit verdwyn. Die vrug verdwyn. Die oes verdwyn. En die boer staan daar en hy kyk. Ons het die een vraag wat stadig maar seker in sy hart inkruip. Is dit nou te laat? Gemeente, dis presies die wêreld waarin Joël 2 ons inlaat.
die een hoofstuk waardeur ons die hele week gaan toer. Die gedeelte waarby ons nie net onsself beter gaan leer ken nie, maar dat ons kan sien, waar ons kan sien hoe God besig is. Hier, julle vind ons nie 'n romantiese geloofsverhaal nie. Hier is 'n volk wat se land kaal gevreet is. Hier is 'n gemeenskap wat ekonomies, emosioneel en geestelik ontwrig is. Hierdie is nie net 'n natuurramp nie. Dit is, wanneer ons regtig diep daarna kyk, dit sal sien vir wat dit is. Eintlik 'n aangrypende teologiese oomblik. Die profeet Joël beskryf sprinkane wat soos 'n leer optrek. Golwe en golwe wat oor die land rol. Alles verslind. Niks oorlaat nie. Wat eers groen was, word bruin. Wat lewe gedra het, word toepstil. Die wyn en die graan, tekens van vreugde en voorsienigheid, het verdwyn. En ewe skielik voel dit ook of God ver is. Die tempel se offers droog op. Die ritme van aanbidding word gebreek. Dis nie net die oes wat verlore gaan nie. Dit voel of die verhouding met God ook nou tot einde gekom het. Dat dit iets van die verlede is. Dit is juist daar, in daardie ongelooflike ontwrigting, wanneer die diep vraag, of waar hierdie diep vraag begin echo. Wat kan dit alles tog beteken? Is dit net per toeval? Of is God daar? En wil hy deur dit iets binne in sy volk wakker maak? Joël help die volk om nie net na die ramp te kyk nie, maar as dit ware deur dit te kyk. Om te hoor wat God te sê het in die middel van hierdie chaos. Hy noem dit die dag van die Here. 'n oomblik waar God nie meer op 'n afstand is nie, maar dat God nou ingryp. Dat hy dinge ontbloot. Dat hy besig is om wakker te skud. Dit is ongemaklik. Dit is ontstellend. Maar julle, dit is ook genadig. Want voordat God herstel bring, roep hy eers terug. Voordat hy herstel, roep hy tot bekering. En dis presies vir ons teksgedeelte begin. Maar selfs nou, sê die Here, hoofstuk 2, vers 12. Sê gou vir my daar opsit, Margaret, asseblief. Maar selfs nou, keer terug na my met julle hele hart. Vas en huil en rou. Is die uitspraak van die Here. Skeer julle harte en nie julle klere nie. Draai om na die Here julle God. Want hy is genadig en barmhartig, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Hy het berou oor die onheil wat hy bring. Wie weet, dalk draai hy om, het berou en laat 'n seëning agter hom oorbly, 'n graanoffer en 'n drankoffer vir die Here julle God. Blaas die ramshoring op Sion. Bepaal 'n heilige vastyd. Roep 'n gewyde byeenkoms uit. Roep die volk byeen. Heilig die geloofsgemeenskap. Versamel die oudstes, maak die kinders bymekaar, ook die suigelinge. Laat die bruidegom uit sy kamer kom. Die bruid uit haar bruidskamer. Tussen die voorhof en die altaar moet die priesters huil. Hulle wat in diens van die Here staan.
Hulle moet sê, spaar u volk, Here, moet u erfdeel nie oorgee aan vernedering, sodat nasies met hulle spot nie. Waarom moet hulle onder die volke vra, waar is hulle God? Ons lees net tot sover. Bo alles hoor ons hierdie oproep, blaas die ramshoring in Sion. Dit is nie net 'n natuurramp nie. Julle, dis 'n heilige oomblik. Dit is God wat hier praat. In die Ou Testament was die ramshoring nie iets wat gebruik is as 'n musikale instrument nie. Dit was soos 'n alarm. Dit was die geluid wat gesê het, let op, God is besig om iets te doen. En Joël beskryf hierdie oomblik as die dag van die Here. 'n dag van donkerte. 'n dag van skudding, 'n dag van ontsteltenis. En as mens Joël 2 vanaf vers 1 tot 11 lees, dan voel dit amper asof alles toetrek. Daar's geen maklike uitkoms nie, geen vinnige kits oplossing nie. As ons dit so bekyk aan die hand van die boer wat ons nou net ontmoet het, dan kom eintlik dieselfde vraag na vore. Is dit nou te laat? En juist daar, op die plek waar alles so gesluit voel, breek daar 'n woord oop. Maar selfs nou. Dit is nie net 'n frase nie, dit is 'n baie spesiale deur wat vir ons oopgaan. Want alles in die teks tot hier toe, sou jy laat dink het, dis nou te laat. Skade is gedoen, en die oordeel het gekom. Maar God sê, maar selfs nou na die droogte, selfs nou na die verlies, selfs nou na die afdwaling, selfs nou is daar nog 'n pad terug. En dis hier waar ons ietsie van Pinkster begin raak sien. Pinkster begin nie net by krag nie. Pinkster begin nie net by gawes nie, dit begin nie net by ekstase of ekstras nie. Pinkster begin ook by die woord, maar selfs nou. Dit begin by 'n God wat ten spyte van alles steeds aanhou roep vir my en vir jou. Ons moet iets baie belangriks hier raak sien, vriende. Die God wat die ramshoring laat blaas het, die God wat die dag van die Here bring, die God wat die land laat skud. Julle, dit is dieselfde God wat sê, kom terug. Kom na my toe. En sien, hy verander nie van karakter nie. Hy openbaar as dit ware meer sy karakter. Hy is heilig en daarom skud hy. Hy is genadig en daarom roep hy. Jy sien, die probleem is dat ons dikwels geneig is om net een van hierdie twee uiterstes te wil hê. Ons kies net een van hulle. Ons wil of 'n God hê wat net oordeel, streng is, veroordelend, wat verwyder. Of ons wil 'n God hê wat net genadig is, sag, aanvaardend, geen konfrontasie nie. Maar Joël wys vir ons 'n God wat albei is. 'n God wat ernstig is oor sonde, maar ook ernstig is oor redding.
En miskien is dit hoekom hy skud. Nie om ons weg te druk nie, maar eintlik om ons wakker te maak. Nie om ons te vernietig nie, maar om ons terug te roep. Ons hoor die woorde, keer terug na my met julle hele hart. Dit is so powerful. Die woord wat hier gebruik word is sjoef. Om terug te keer, om te draai, om 'n nuwe rigting in te slaan. En dit is nie net berou oor wat gebeur het nie, dit is beweging. Dit is besluitneming. Dit is koersverandering. En hoor mooi, God sê nie, hou op met wat julle doen nie. Hy sê, kom na my toe. Baie spesifiek. Gemeente, bekering is nie net weg van iets af nie. Dit is ook na iemand toe. En dan sê hy met julle hele hart. Wanneer die Here deur sy profete praat, gaan die hart nie net oor emosies nie. Dit gaan oor die sentrum van jou hele wese, jou denke, jou wil, jou lojaliteit, jou identiteit. Met ander woorde, God vra nie net hoe jy voel nie. Hy vra wie jy volg. En dan kom daar die skerp, ontmaskerende woorde. Skeer julle harte en nie julle klere nie. In Joël se tyd was dit normaal om jou klere te skeer as 'n teken van rou. Dit was sigbaar, dramaties en aanvaarbaar. Maar vriende, hier sien ons dat God iets anders sê. Hy sê, hierdie gebaar is leeg. Jy kan lyk asof jy gebroken is, sonder om regtig gebreek te wees. Jy kan godsdienstig lyk, sonder dat jy jou lewe oorgegee het. En dit is die gevaar, veral in 'n geloofsgemeenskap. Ons leer hoe om te lyk, ons leer hoe om te praat, ons leer hoe om te funksioneer, maar kan ons regtig sê dat ons harte aangeraak is? Ek wil nie jou vertoning hê nie, ek wil jou hart hê. Nie jou uiterlike performance nie, jou innerlike oorgawe. Maar dan vir my, met regtig waar 'n knop in die keel laat, is wat ons reg in die middel van hierdie oproep dan vind. 'n Ongelooflike verklaring. Hoor wat sê Joël. Hy sê, want hy is genadig en barmhartig, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Wow. Joël al direk uit Eksodus 34 uit, daar waar God homself aan Moses openbaar. En die oproep tot bekering is nie gebou op ons vermoëns nie, kom ons al meer en meer agter hierso in hierdie teksgedeelte. Dit is gebou op God se karakter. Wie God is. Hy is genadig, hy is barmhartig, hy is lankmoedig, hy is oorvloedig in troue liefde. Met ander woorde, jy kan terugkom, want dis hoe hy is. Selfs wanneer hy oordeel bring, is hy nie vasgevang in sy oordeel nie. Hy bly vry om genade te betoon. Hy bly die God van selfs nou.
Daar is hierdie ongelooflike nederigheid aan die teks. Bekering gee nie 'n mens beheer oor God nie. Ons kan hom nie manipuleer deur trane en rituele nie. Maar as ons die plek van broosheid hier binne in ons vind, dan kan ons vertrou. Regtig vertrou. Sy karakter julle maak hoop moontlik. Met ander woorde, dis nie 'n arrogante sekerheid nie. Dis 'n nederige vertroue. En let op, die hoop is nie net dat die land herstel moet word nie. Die hoop is dat aanbidding herstel. Dat die tempel weer kan ontvang. Dat die verhouding met God weer kan floreer. Dit is Pinkster. Nie dat dinge gaan beter gaan nie, maar dat God naby kom. En julle, hoe amazing is dit nie dat ons het as 'n gemeente saam kan doen nie. Ons lees dit in die teks. Versamel die volk. Roep 'n vastyd uit. Ons sien dat hierdie uitnodiging of hierdie oproep net al groter en groter raak. Bekering, as ek die teks reg verstaan, is daarom nie net individueel nie. Dit is gemeenskaplik. Almal word ingesluit. Ou mense, kinders, babas, selfs pasgetroudes. Selfs die mees intieme oomblikke moet plek maak vir hierdie oproep. Want wanneer God roep, raak dit almal. Pinkster is daarom nie net 'n private ervaring nie. Dit is 'n gemeenskaplike beweging na God toe. Ek dink dit is ook net belangrik om vir 'n oomblik te dink aan die plek van die priester in daardie tyd. Hulle het tussen die voorhof en die altaar gestaan, wat ook dan nou bekend staan as die plek van ontmoeting. En wat het hulle gebid? Here, spaar u volk. Hulle bid nie ons verdien beter nie. Hulle bid, ons is u volk. U naam is met ons verbind. Waarom sou die mense sê, waar is hulle God? Geliefdes, mens kry nie 'n ander vaste fundament van hoop as dit nie. God se eie naam. God se getrouheid aan homself en daarom ook sy getrouheid aan ons. Troue liefde in oorvloed. Ek sluit af. Die hemel gaan oop. Nie wanneer ons reg is nie, maar wanneer God sê, selfs nou. Dit is ietsie wat ek jou wil uitnooi om saam met my 'n bietjie oor na te dink in hierdie week wat ons saam gaan reis. Nie net oor vuur en wind nie, maar 'n oop hemel. 'n Pad terug. 'n God wat roep. En die boer staan in sy land. Alles is weg. Maar dit is nie die einde nie. Want daar is nog 'n pad. Die vraag is nie,
is dit te laat nie. Die vraag is, sal ek terugkeer? Sal ek terugkeer terwyl God nog sê, selfs nou? Kom ons bid saam. Here, ons prys U dat U nog nooit ophou roep het nie. Al voel dit vir ons soms, of ons nie vir U kan hoor nie, vir U kan sien nie, vir U te midde ons uitdagings kan ervaar nie, want ons vanoggend weer kan besef dat U nooit U rug op ons draai nie, en deur Pinkster dat U nader kom selfs as wat ons ooit kan verstaan. En ons prys U vir die profeet Joël, en dat ons deur dit wat hy gesê het, ook iets van U karakter kan leer ken. Iets van U genade, iets van U barmhartigheid, iets van U troue liefde. Here, help ons om braaf genoeg te wees om terug te keer, want U hou aan sê, selfs nou. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, kom ons sluit afstaande met lied 308, neem my lewe, laat dit Heer. Kom ons doen dit staande saam. Gemeente, ontvang die seën van die Here, waarna ons mekaar gaan groet met die seën lied, as jy vrymoedigheid het, om net die hand van die persoon langs aan nie te vat, wanneer ons mekaar seën. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troos, die nabyheid ook spesifiek nou in hierdie tyd van Pinkster, met elkeen van ons wees. Amen. Kom ons seën mekaar.